Goeiedag sê familie, vriende, julle is hartlike groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ek is altyd so opgewonde wanneer dit kom by die woord van die Here, om die woord van die Here oor te dra aan ons as mense. Hoe belangrik dit is altyd deur om die Here te verteenwoordig in vandag se lewe. En ek en u is nog so bevoorreg in hierdie land Suid-Afrika om die blye boodskap na iemand toe te bring. Die Here het dit so gemaklik gemaak in vandag se tyd dat hy gebruik verskillende platforms om die woord van die Here uit te dra na mense toe. Omdat baie mense sit maar by die huise en hulle luister die woord van die Here op die radio, op die televisie en hulle luister het orals, maar die Here het 'n plan met ek en u se lewe en daarom maak die woord my opgewonde, omdat ek weet die woord van die Here laat ons lewe radikaal verander. Van ek en u het rondgedwaal soos skape en ons was herderloos, maar die Here het ons bewys deur sy seun te gee, deur sy liefde teenoor ek en u te bewys, en die Here het ek en u so lief, en die Here hierdie platform gebruik om ek en u te vertel van die goeie nuus. Daarom wil ek vandag lees in die boeke van Lukas 13 vers 22, dit praat van die nou poort. Lukas 13 vers 22 sê, en onderwyl hy geleer het en op reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgegaan. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, en baie sal ek vir julle sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie. Vers 25, wanneer die eienaar van die huis opgestaan, en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan, en die ander deur te klop en te sê, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir hulle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. Dan sal hulle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en u het ons op strate geleer. Hoor mooi wat sê die Bybel in vers 22, en onderwyl hulle geleer het, en op reis was na Jerusalem, en die stede en die dorpe deurgegaan, het iemand vir hom gevra, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan. Ek wil praat vandag met iemand oor 'n onderwerp. There is a race that we must run. Yes, there is a race that we must run. Die Bybel sê, en die nou poort, en een van sy disippels het gevra, Here, is hulle wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry jy net hard om in te gaan. There's a race that we must run. Ek en u moet verstaan, dat die Bybel sê, dit is nie ek en u se werke wat ons eendag by die hemel gaan inbring nie, is nie ons baie geld wat ons gee, dat die evangelie wat ons in die hemel gaan inbring nie, is nie ons besittings wat ons gaan inbring nie, maar is ons geloof wat ek en u in die Here Jesus Christus het. Van die Bybel sê uitdruklik, elke tong sal bely en elke tong sal bely en erken dat die Here God is. Die Bybel sê, en daar is 'n nou poort, en daar is 'n wye poort, en die wat op die nou poort beweeg, die nou poort is 'n nou poort waar ek en u moet gebalanseer is in die lewe, maar die wye poort is baie vind die wye poort, van niemand wil op die nou poort is nie. Van op die nou poort moet ek gefokus wees, ek kan nie toelaat dat enige iets my van my fokus af
sal afneem nie. En hier kom die Bybel en wat vir my ironies is, die disippels het saam met die Here beweeg en hulle het alles gesien wat die Here doen, hoe hy vergelykings gebruik het, hoe hy mense genees het, hoe hy die evangelie verkondig het, en hulle vra nog altyd, Here, is hulle wat ingaan baie, en die Here antwoord hulle, stry jy net hard om in te gaan. Ek en u kan nie dink omdat my ma of my pa 'n pastoor is en hulle dien die Here en hulle verhouding met die Here is opreg en op grond van hulle verhouding gaan ek eendag in die hemel ingaan. Die Bybel sê uitdruklik, elke tong sal bely, elke knie sal buig en erken dat die Here Here is nie my pastoor wat my in die hemel kan bring nie, is my verhouding met die Here. Ek moet die Here aanneem as my persoonlike verlosser en zaligmaker. Ek as mens moet hard stry om in te gaan. Nou, hoe stry ek om in te gaan? Is nie ek moet die Here wys, ek dien nou die Here, ek bid nou, en ek doen nou Bybelstudie, en ek gaan nou kerk toe, en ek betaal my tiendes nie. Hoe stry ek om in te gaan, is my verhouding met die Here moet suiwer is. Alles wat ek aanpak in die lewe, moet ek die Here raadpleeg en vra, Here, is dit die regte tyd, Here, moet ek nou beweeg? Baie van ons doen dinge in vandagse tyd, sonder dat ons die Here raadpleeg. Ons vat dinge maar net van selfsprekend. Maar hier sê die Here vir sy disippels, stry julle net hard om in te gaan, en daarom wil ek jou bemoedig vandag, there is a race that we must run, there is victory. Daar is 'n stryd wat ek en u moet stry, en ek en u moet ons geloof in die Here Jesus Christus sit, ongeag die omstandighede waardeur ek en u gaan, kan ek en u vandag 'n besluit maak en sê, ons kies vandag om die woord van die Here te vat en dit ons eie te maak. Here, is hulle wat ingaan baie, stry jy net hard om in te gaan. Die Here weet alreeds wie almal ingaan, maar die Here se bekommernis is dat jy moet hard stry om in te gaan. Al wat jy vandag moet doen, meneer en mevrou, is om te sê, vandag gaan ek die woord van die Here vat en ek maak dit 'n dag my eie. Daar is 'n nou poort waar ek en u moet op beweeg, en die Here wil hê ek en u moet gefokus word, en ek en u moet nie toelaat dat die omstandighede van die lewe vir ek en u agterhou nie. Maar kom ons vat vandag die woord van die Here en ons sê, Here, help ons as Suid-Afrikaners, Here, om nie mense te judge nie, Here, maar om liewer die liefde van u teenoor mense te gee, Here. Help ons om 'n spieël te wees, sodat mense deur ons lewe sien dit wat Jesus aan die kruis vir ek en u gedoen het. Kom ons sê vandag, gaan ons hande vat, Here, en ons gaan hard stry om in te gaan. Van ons weet daar is vir ek en u 'n kroon weggesit, en ek en u moet vashou aan die genade van die Here Jesus Christus. Die Bybel sê, stry jy net hard om in te gaan, en vandag wil ek jou bemoedig, Suid-Afrikaners, kom ek en u stry hard om in te gaan, en al wat ek en u vandag moet doen, is om die woord van die Here te aanvaar oor ek en u se lewe. Die Bybel sê, die Here weet wat hy gedagtes wat hy koester vir ek en u, en hy sê uitdruklik, en daar gaan baie kom wat sê, Here, ons het in u naam duiwels uitgedryf, ons het in u naam dit gedoen. Daar's 'n ander prediker wat my sê, en dit maak my bekommerd, hy sê vir my, evangelis Nathan, daar is so baie
predikers wat die woord van die Here verkondig, maar hulle name is nie in die boek van die lewe geskryf nie. En baie van ons as predikers preek die woord van die Here, maar ons harte is ver van die Here af. En daarom wil ek die predikers ook vandag bemoedig, deur hulle ook te sê, stry hard om in te gaan. Ek en u kan nie preek vir iemand anders en vir hom vertel van die liefde van die Here, maar ons het die liefde van die Here nie in ons harte nie. Daarom wil ek jou vandag bemoedig deur jou te sê, stry jy hard om in te gaan. Kry jou gebedslewe terug, kry jou verhouding met die Here terug. Kom ons doen soos Dawid doen in Psalm 51. En Dawid sê in Psalm 51, skep vir my 'n rein hart, o God, en vergewe my sondes. Kom ons maak ons monde oop en ons keer vandag terug na die Here toe, omdat die Here weet watter gedagtes hy aangaande vir ek en u koester. En daarom wil ek vandag vir jou bemoedig deur jou te sê, there is a race that we must run. Die lewe is nie maklik nie, maar ons weet in wie ons vertrou en ons weet in wie ons glo. Ek wil hê vandag, jy moet vandag sê, Here, vandag keer ek terug na u toe. Daarom sê Paulus, ons moet daagliks bekeer. Dis 'n daaglikse ding, ek en u moet daagliks bekeer. En die Bybel sê, en Here het gesê, ek het jou nog nooit geken nie. Kom ons gebruik nie die evangelie om ons eie naam daarbo te sit nie, maar ons moet verstaan dat ons stel die Here voor aan 'n wêreld, aan 'n gemeenskap wat stikkend is. En as baie mense wat luister na die programme wat net wag vir ons as predikers om iets verkeerd te sê, om sy eie lewe te neem, kom ons sê vandag, Here, die is 'n nou poort en ons moet hard stry om in te gaan. Ja, there is a race that we must run. There are victory to be won. Kom ons gee vandag die liefde van die Here, van die Bybel sê, hy het sy liefde in ons harte uitgestort. En die Here is nie vandag op aarde nie, ek en u is op aarde. En die Here wil deur ons sy liefde vir 'n stikkende wêreld aan die buitekant gaan wys. Kom ek en u stry nie net hard in die kerk nie om in te gaan nie, maar wanneer die omstandighede voor ons deur staan en aan ons hart se deur klop, dat ons nog altyd deur ingestel is, gefokus is om te weet wat reg en verkeerd is. En as ek en u vandag luister na die boodskap en ek en u vergeld nog kwaad met kwaad, dan moet ons die Here vra om vergifnis. Al wat ek en u kan doen vandag is om terug te keer na die Here Jesus Christus toe. Van die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehaat dat hy sy enigste gebore seun gegee het vir ek en u. Moenie eendag as ons voor die oospoort kom, laat ons hierdie woorde hoor wat ons vandag hoor nie. Vandag, as jy my stem hoor, moenie hartseer raak as ons op die einde van ons lewenspad die woorde hoor. Gaan weg, ek het jou nog nooit geken nie. Ag, die Here jou regtig vandag help, sodat ek en u verstaan die belangrikheid is om as 'n disipel van die Here te wees, is nie om te roem in jouself nie, maar om te roem in die Here. En kom ons wys vandag vir Suid-Afrika dat die Here lewe, dat sy liefde sal uitstraal deur ek en u. En kom ons hou op mekaar ondermyn of af te druk, maar kom ons stuur die liefde van die Here Jesus Christus uit. Van die Bybel sê, ek moet hard stry om in te gaan, maar ek moet my geloof terugvat. Vat jou geloof. Die Bybel sê, as jy geloof het, soos 'n mosterdsaad, dan sal jy vir die berg sê, berg skuif, en die berg sal skuif. Die Here is hier om ek en u op te tel. Weet dit vandag, dat ek en u
moet hard stry om in te gaan. Ja, stry jy net hard om in te gaan. Moenie toelaat dat omstandighede jou mismoedig maak nie. Omstandighede maak laat jy die Here verloor in die proses nie. Maar hou aan, hou uit, want die Here is met jou. Ek sal jou nooit begewe nie, sê die woord. Ek sal jou nooit verlaat nie. Oral waar jy gaan, ek is met jou. Wat 'n belofte gee die Here vir ek en u vandag, en ek en u moet hard stry, en ek en u moet die Here altyd deur vertrou en altyd deur op die woord van God gefokus is. Mag die Here ons help vandag, mag die Here ons vandag versterk, en mag ek en u vandag beweeg met die evangelie, en nie toelaat dat die vyand ons wil weerhou van die woord van die Here af nie. Ek wil vandag bid vir elke Suid-Afrikaner wat op die punt staan om in te gee op die lewe. Vir 'n lang tyd was jy 'n stryder, en jy het gebid, en jy was 'n bidder, en jy was 'n prediker, en jy het seer gekry in die lewe, en nou sit jy by die huis, en jy sit op moedverloorse vlakte. Maar hier kom ek vandag om jou te bemoedig deur vir jou te sê, there's a race that we must run. As die Here nie 'n plan gehad het met jou lewe nie, sou jy nie nou nog geluister het na die uitsending nie, omdat God 'n plan het met jou lewe. Daarom laat die Here toe dat jy nog 'n geleentheid kry om te hoor na die woord van die Here. Ek wil jou vandag sê, mamma, papa, staan weer op, trek jou weer aan, stap weer na die huis van die Here toe. Ek maak dit vandag los in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat die Here weer leiers sal optel, die gemeenskap sal optel, dat hulle weer hande sal vat en terugkeer na die Here toe, dat hulle weer sal stry op die pad, gefokus sal wees op die pad, hulle geloof in die Here Jesus Christus weer sal insit. Vader, ek kom vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid vandag vir mense, Here, wat moedeloos geraak het, wat moed opgegee het, wat opgegee het op die lewe. Ek bid vandag, Here, dat u hulle sal versterk, dat u hulle sal optel, Here, dat u ons mense sal help, Here, om die hart te stry om in te gaan. Versterk hulle geloof in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie dankie, Here. Julle wat gebed nodig het, kan julle die volgende nommer, wat julle op die skerm sien, kan julle kontak maak. Weer het net verseker, there is a race that we must run. There is victory to be won. Keep on pressing. Moenie opbou nie, moenie ingee nie. Die Here seën julle, die Here versterk julle. Amen.